oordenkings, ook op hierdie pragtige Saterdagoggend. Ja, jy kan sommer so lank voorberei vir môre se eredienste. Gaan lees maar 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Let op die woorde wat Paulus daar gebruik, né? Die dwaasheid van die kruis. Maar vanoggend is ons by Johannes 10 en vers 17. Ongelooflike hoofstuk hier. Onthou die hele hoofstuk gaan oor Jesus wat die goeie herder is. Dis die konteks waarmee ons besig is. En nou, gister het hy vir ons vertel van die ander skape, van die ander krale wat hy ook het. En dan vers 17, sê om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Geliefdes, jy moet baie mooi lees in Johannes se evangelie. Niemand vat Jesus se lewe by hom nie. Hy lê dit af. In Johannes word baie klem gelê daarop dat Jesus totaal in beheer is. Hy kies om sy lewe af te lê. So natuurlik die grootheid van die evangelie en van God se liefde, dat hy kies om sy lewe vir my en jou af te lê. Hy kies die pad van die kruis. Hy het volle beheer daaroor, en tog kies hy die pad van die kruis, sodat ek en jy gered kan word. Mag ons vandag net in verbasing en in dankbaarheid daaroor leef. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike teks. Dankie dat Jesus gekies het om sy lewe af te lê. Eer U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.